Moses het op 'n stadium vir die Here gesê, as U nie saam met ons trek nie, moet asseblief nie dat ons alleen verder trek nie. Ek wonder of jy ook al so gevoel het. Ek het al baie keer gevoel vir Here te sê, Here, as U nie saam met ons gaan tot hierdie einde van hierdie jaar nie, moet nie laat ons verder gaan nie. Of ek dink baie keer het ons al gesê, Here, asseblief help my. Ek moet hierdie familiebyeenkoms bywoon. As U nie saam met my gaan nie, sien ek die kans om te gaan nie. Of miskien het jy dalk gevoel as jy 'n doktersafspraak gehad het wat jy vir die Here gesê het, Here, as U nie saam met my gaan nie, wil ek nie hierdie uitslae van hierdie dokters hoor nie. So baie keer voel ons het regtig die Here se teenwoordigheid nodig. Ek weet die Here is oral en ek weet die Here is altyd met ons. Hy is Immanuel, God met ons. En die Heilige Gees is tot ons beskikking dat ons enige tyd met hom kan praat en dat hy vir ons lei. Maar dit wat ek vandag bietjie oor wil gesels is daai regtig die spesiale teenwoordigheid van die Here. Wat jy die Here se teenwoordigheid ervaar en voel. Daar's so baie keer in die Bybel wat daar gepraat word van die Here se Shekinah, dink ek is die regte woord, teenwoordigheid. Ek het so 'n rukkie gelede begin goed lees van 'n man, Walter Beutler. Ek het hom op die internet van sy goed begin lees. Hy is bekend daarvoor dat hy regtig die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier ervaar het. En hy sê dat daar geen spesiale resep is om die Here se teenwoordigheid te ervaar nie. Hy kan nie vir 'n mens sê wat jy moet doen nie, behalwe dat ons onsself moet beskikbaar stel en sê, Here, ek wil graag U teenwoordigheid ervaar. En om dit te demonstreer het hy 'n gebed geskryf om vir ons te leer hoe kan ons vra vir die Here se teenwoordigheid. En ek wil graag vir jou daai gebed lees. Dit was vir my so mooi. Hy sê, you could say before you go to bed, Lord, I'm not dictating to you, but I just want to tell you one thing. I sure would love a visit from you. I'm only going to tell you that I'm available in case you want to pay me a visit, Lord. I'm interested. I'm available to having you wake me up or whatever you want. Father, in case you want to visit me tonight, it will be all right. I'll be delighted. Tjoe, dit was vir my so mooi geweest. Hoor jy daai nederigheid? Daai beskikbaarheid om te sê, Here, U wil, U is God en U kan besluit, maar ek is beskikbaar. En ek het net besef hoe baie keer vra ons vir die Here se teenwoordigheid, maar amper met 'n demanding manier. En dan sê hy, maar ons moet wag op die Here soos 'n geliefde, nie soos 'n boemelaar nie. Die verskil is 'n geliefde wag vir 'n persoon en 'n boemelaar wag vir iets. En ek het net besef dat selfs God se teenwoordigheid kan vir ons 'n iets wees, nie 'n persoon nie. As ons bid, byvoorbeeld voordat ons 'n kamp hou of 'n konferensie hou, dan vra ons wil die Here se teenwoordigheid beleef. Met ander woorde, ons wil daai amper 'n ervaring hê. Dis amper as ons soos 'n boemelaar is, Here, kom tog net. In plaas van om te wag op 'n persoon, 'n geliefde. En ek wil hê jy 'n bietjie daaroor gaan dink, wat is die verskil regtig? Wag jy op God se teenwoordigheid met 'n beskikbaarheid soos 'n geliefde, of wag jy dalk demanding soos 'n boemelaar? Ek hoop jy leer saam met my in hierdie proses wat dit is om te wag op die Here. Môre is daar nie 'n Bybelstudie nie. Ons het Psalm 107 se reeks verlede week klaar gemaak weer. En dan volgende week begin ons dan 'n mini-reeks waar ons bietjie gaan kyk oor wat dit beteken as jy iemand seën. Mag jy 'n geseënde week hê.